In vandag se lesie gaan ons kyk na indirekte verhouding of eweredigheid. Nou wat is indirekte verhouding of eweredigheid? Ons het nou al gesien, direkte verhouding of eweredigheid is wanneer X neem toe, soos wat Y toeneem in dieselfde verhouding, en wanneer X afneem, sal Y ook afneem in dieselfde verhouding. Nou, indirekte eweredigheid is nou die omgekeerde van dit. X en Y is indirek eweredig wanneer 'n toename in X ooreenstem met 'n afname in Y, of wanneer 'n afname in X ooreenstem met 'n toename in Y. Ons praat dan van indirek eweredig of omgekeerd eweredig. Met ander woorde, as ek nou praat van indirekte eweredigheid of omgekeerde eweredigheid. Met ander woorde, as een veranderlike verdubbel, sal die ander een halveer. Of as een met 5 vermenigvuldig word, sal die ander veranderlike met 5 gedeel word. So indirekte verhouding of eweredigheid praat ons ook van as omgekeerde eweredigheid. Dit beteken as die een veranderlike toeneem, sal die ander een afneem, of as die ander een afneem, sal die ander een toeneem. Met ander woorde, as ons ook nou byvoorbeeld kyk, as die een gemaal word met 3 op 2, dan moet die ander gedeel word met 3 op 2. En as ons 3 op deel met 'n breek, dan wat moet ons nou weer doen? Ons moet maal met sy resiprook, met ander woorde, ons gaan maal met 2 op 3. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld waarna ons kyk, sê vir ons dit neem 12 manne 18 dae lank om die werk te voltooi, en dan vra hulle vir ons, hoe lank sal dit neem vir 24 manne om die werk te voltooi? Nou as ons mooi dink oor die vraagie, kan ons mos nou dink, as 12 manne 18 dae vat, dan moet ons mos nou dink vir 24 manne gaan dit mos nou baie korter vat as vir 12 manne, want dis 2 maal soveel manne. Met ander woorde, ons het van 12 af 2 maal soveel manne, so 12 maal 2 gee vir my 24 manne. Met ander woorde, dan moet dit mos nou die helfte van die tyd vat wat dit die 12 manne gevat het. Met ander woorde, my 18 gedeel deur 2 is die aantal dae wat dit vir 24 manne sal vat. Ons kan ook sê 12 maal 18 gee vir my 216. As die vraagie nou vra hoe lank sal dit vir 24 manne vat, dan moet hierdie 24 maal die aantal dae moet ook vir my by 216 uitbring. En hoe ons dan ons sommetjie doen is, as ons het 24 maal x is 216, en uit ons algebra sommetjies uit kan ons weet om x alleen te kry, moet ons hierdie linkerkant deel deur 24, want dan gaan my 2 24's uitkanseleer, maar onthou, altyd wat jy links doen, moet jy regs doen. En as ons dan nou sê, ons gaan deel 24 in 216, dan gaan ons 'n antwoord van 9 kry. Met ander woorde, my antwoord is weer, x is gelyk aan 9 dae. Nou kom die volgende vraagie, van hoe lank sal dit nou 6 manne neem om die werk te voltooi? Nou 6 manne, as julle nou mooi dink oor 6 manne, 6 manne is nou weer die helfte van 12. Nee, so ons het nou 6 manne minder, dis die helfte van 12. So uiteraard gaan dit mos nou vir 6 manne langer vat om die werk te doen as vir 12 manne. Dit gaan hulle 2 keer so lank vat, so daarom kan ons sê 18 maal 2
gee vir my 36 dae om die werk te voltooi. Of as ons nou kyk na 6 maal x moet ook vir my 216 gee, as ons nou kyk na ons vorige voorbeeldjie, dan het ons 6x is gelyk aan 216. Hoe kry ek nou weer vir x alleen? Ek moet gaan deel deur die koëffisiënt van x, want dan gaan hierdie twee mekaar uitkanselleer. Maar onthou altyd dit wat ek links doen, moet ek regs doen, anders verander ek my vergelyking. En 6 gaan in 216 in 36 keer. Met ander woorde, ek kan dan sê x is 36 dae. As ons dit in 'n tabel voorstel, gaan dit nou soos volg lyk. Ons aantal mans is ons x. Ons het al gekyk uit die sommetjies wat ons gedoen het, hoe lank dit gaan vat vir 6 manne, 12 manne of 24 manne om die werk te doen. Vir 6 manne het ons gesien dit vat 36 dae, vir 12 manne 18 en vir 24 manne 9. As ons nou net weer onthou, dit is mos nou indirekte of omgekeerde eweredigheid. So met indirekte of omgekeerde eweredigheid, werk dit mos nou so, hoe meer manne werk, hoe korter gaan dit hulle neem om die werk te voltooi. Goed, as ons nou kyk na ons tabelletjie, dan gaan ons hier sien 6 maal 36 is dieselfde as 12 maal 18. En dit is ook dieselfde as 24 maal 9. En dit gee almal vir my 'n antwoord van 216. So hierdie 216 noem ons 'n positiewe konstante produk. Met ander woorde, as ons kyk na x maal met y, dan kry ons dit is 'n konstante. Omdat x maal met y 'n konstante is, kan ek uit hierdie vergelyking uit sê, y is dan dieselfde as my konstante gedeel deur x. Of ek kan ook sê dat x gelyk is aan my konstante gedeel deur y. As ons nou hierdie inligting wat ons nou gekyk het op 'n grafiekie gaan voorstel, dan gaan ons hierdie op die x-as, het ons my aantal mans wat werk aan die taak wat gedoen moet word. So ons het 6 mans, en dan het ons 12 mans, en dan het ons 24 mans. Aantal mans is die mans wat op ons x-as lê, en die tyd wat dit hulle neem om die werk te voltooi, is dit wat op ons y-asie is. Goed, so op ons tyd het ons 9 dae, ons het ons 18 dae en ons het ons 36 dae. So, ons het nou gesien, wanneer ons 6 manne werk, neem dit hulle 36 dae. Wanneer 12 manne werk, neem dit hulle 18 dae. Wanneer 24 manne werk, neem dit hulle 9 dae. So ons kan sien, hierdie grafiek is 'n grafiek wat afneem, want hoe groter x word, hoe minder word y. En dit is hoe 'n indirekte of omgekeerde eweredigheid grafiekie gaan lyk. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. Ons volgende voorbeeldjie sê vir ons, indien lekkers R2 elk kos,
kan jy 50 lekkers koop. Hoeveel lekkers kan jy koop as die lekkers R4 elk is? Met ander woorde, jy kan nou duidelik sien, hoe meer een lekker kos, hoe minder lekkers kan jy koop. So dit is nou presies wat indirekte eweredigheid is. Hoe meer een word, hoe minder word die ander een. B vraagie vra vir my, hoeveel kos een lekker as jy 75 lekkers kan koop? Met ander woorde, 75 lekkers is weer meer as 50 lekkers, so ek kan nou meer lekkers koop. Met ander woorde, my lekkers moet dan mos nou minder kos per een. So kom ons gaan stel hierdie nou net weer in 'n tabelletjie voor. As ons nou hierdie in 'n tabel gaan voorstel, kan ons kyk na ons oorspronklike vraagie. Indien lekkers R2 kos, kan jy 50 lekkers koop. Met ander woorde, my X is 2 en my aantal lekkers is 50. Nou vra die vraagie vir my, as hulle R4 kos, as elke lekker R4 kos, hoeveel lekkers gaan ek kan koop? En my B vraagie vra weer vir my, as ek 75 lekkers koop, hoeveel gaan een lekkertjie my kos? As ons kyk na die werkies wat ons nou al gedoen het, kan ons sê van 2 af na 4 toe verdubbel die prys. Met ander woorde, 2 maal 2 gee vir my R4. So as die lekkers mos nou dubbel soveel kos, moet ek mos die helfte minder lekkers kry. Met ander woorde, 50 gedeel deur 2 gee vir my 'n aantal van 25. As ons nou die sommetjie met die wiskunde berekeninge doen, dan kan ons sê 2 maal met 50 is gelyk aan 100. Met ander woorde, ek gaan dan nou sê 4 maal met A moet ook gelyk wees aan 100. As ek nou het dat 4A gelyk is aan 100, dit beteken ek moet aan die linkerkant deel deur 4 om A alleen te kry, want dan gaan hierdie tweeetjies van hulle mos uitkanselleer. Maar onthou, altyd wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant doen, so ek moet 100 ook deel deur 4. Dan kan ek sê, maar 4 gaan in 100 in, 25 keer. Met ander woorde, ek kry my A is gelyk aan 25 lekkers. As ek nou kyk na die B-deeltjie van die som, dan vra B vir my, hoeveel kos 'n lekker as jy 75 lekkers koop? Met ander woorde, as ek nou kyk, wat moet ek met 50 maak om by 75 uit te kom? 50 moet ek maal met 3 en ek moet hom deel met 2 om hom te vermeerder na 75 toe. Onthou nou, direkte eweredigheid beteken soos wat hy toeneem, gaan die ander enetjie ook toeneem, maar met ons indirekte eweredigheid sê dit mos vir ons, soos die een toeneem, moet die ander een afneem. Met ander woorde, as ek nou 50 gemaal het met 3 op 2, dan beteken dit ek moet 2 deel met 3 op 2. Nou as ek 2 moet deel met 3 op 2, dan beteken dit ek moet, as ek deel met 'n breekmos, maal met sy omgekeerde. So ek gaan hom maal met 2 op 3. En dan gaan ek kry dat my B is nou 4 op 3. Met ander woorde, B is R1.33 per lekker. En onthou, ek rondom nou af na 2 desimale toe,
want ons rand en sent is mos net, hulle het net 2 desimale plekke, ons sente. Nou goed, as ons dit op die ander maniertjie doen, wat ons gaan sê, 2 maal met 50, gee vir my 100, 2 maal met 50 is 100, met ander woorde, ek sien dan nou, as ek my B moet uitwerk, gaan ek sê, B maal met 75 moet gelyk wees aan 100. Goed, so as ek nou B wil alleen kry, het ek nou eintlik, dit is 75, B is 100. As ek onthou, as ek B alleen wil kry, moet ek hier linkerkant deel met 75, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Want as ek nou so gedeel het, dan gaan daai 75's uitkanseleer, en as ek hierdie breek aan die regterkant vereenvoudig, dan gaan ek kry, dit is 4/3. Met ander woorde, ek kan sê, B is gelyk aan 4/3, so B is R1.33 per lekkertjie. As ons nou hierdie inligting op 'n grafiekie gaan voorstel, onthou die grafiek is nou geensins volgens skaal geteken nie, dan kan ons die volgende inligting op die grafiekie gaan voorstel. Op ons x-as kan ons prys voorstel, en die eerste prysie wat ons mos het is R1.33, my tweede prys is as hulle R2 'n lekkertjie kos, en my derde prysie is hulle R4 'n lekkertjie kos. As ek nou hierdie gaan voorstel op 'n lyngrafiekie, dan het ek my 25, en ek het my 50, en ek het my 75. As ek nou 75 sweeties kos my lekkertjies R1.33. As ek R2 betaal per sweetie, dan kry ek 50 lekkertjies, en as hulle R4 kos per sweetie, dan betaal ek R4. Met ander woorde, my grafiekie is weer 'n grafiekie wat daal. Die oomblik as 'n mens so tipe grafiekie sien, wat so dalend is, dan kan jy altyd weet jy is besig met indirekte of omgekeerde eweredigheid. Dit is dan ons lesie rondom indirekte of omgekeerde eweredigheid. Ek verkies die gebruik van die woord indirekte eweredigheid. Jy kan nou jou huiswerkies doen, en dit gaan jou help om hierdie konsep mooi in te oefen. Geniet jou huiswerk.